Goeiemôre, dit is Vrydagoggend 25 April 2025 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier en dit terwyl ons reeds verdere nuwe waarskuwings ontvang dat die rivier nog verder gaan styg of dat daar nuwe waters op pad is hier in die rigting van Appington en die Ograbiese valle. En mense sien duidelik uit beeldmateriaal dat die Ograbiese valle tans asemrowend mooi is, maar ons besef ook dat saam met al die mooi wat dit skep, baie boere se oeste besig is om te verrot op die lande, kan nie in die lande inkom nie en dat daar bitter baie reën en oorstromings op heel wat plekke was. Ons almal het 'n tyd terug gehoor en ek self het daaroor gepraat dat Zelensky het 'n platinum myn hier by Northam gekoop vir $2 miljard. En toe ek met Gerard gepraat het, Gerard van Sumy in Oekraïne, toe het hy bevestig dat dit in die nuus in Oekraïne is, dat die myn gekoop is en dat die doel van die myn se koop waarskynlik was of is om mense opgelei te kry om te kan myn, omdat hulle nie werklik oor die mynboutegnologie beskik nie. Maar dit was van die redes wat in Oekraïne vir die populasie voorgehou was, en hoe waar of reg en verkeerd dit is, dit weet ek nie en kan nie sê. Die feit is, Zelensky het pas in Suid-Afrika aangekom vir 'n besoek. Dit was nou woensdagmiddag en toe het hy aangekondig dat hy sy besoek gaan kort knip aan Suid-Afrika omdat daar 'n aanval van die Russiese kant af was op hulle en op Kiev spesifiek en dat hy daarom sy besoek gaan kort knip. Nou, ons kan daar so sien, hy sê dan sy staatsbesoek is kort geknip en hy beoog om na sy vergadering met Ramaphosa donderdagoggend, dis nou Suid-Afrika se president, sy vergadering daar by die Uniegeboue, dat hy dan gaan terugkeer na Oekraïne toe, na aanleiding van wat daar aan die gang is. Ons weet dan ook dat Donald Trump het gesê dat Zelensky vertraag die vredesproses tussen Oekraïne en Rusland, doelbewus dat Zelensky nie wil saamgaan en saamwerk met die Amerikaanse voorstelle nie, en dat hy onrealistiese verwagtinge daar het om die grondgebied wat Rusland beset het terug te kry en dat hy selfs Crimea moet terugkry. Die enigste manier hoe hy dit sal kan terugkry is natuurlik indien hulle dit herower vanaf Rusland se kant, wat 'n verdere uitbreiding van die oorlog gaan vra. Dit gaan vra dat buitelandse troepe gebruik sal moet word. Ons kyk na Europa en ek weet natuurlik dat Keir Starmer van Brittanje en dat Macron van Frankryk is die twee voorstoters vir hierdie oorlogspoging. En daar's verskeie ander politieke stemme wat hard raas dat hulle nou vir Rusland op sy plek moet sit, dat Rusland so te sê op sy knieë is en dat daar net een laaste druk poging nodig is om vir Rusland uit Oekraïne te dwing. Nou vir die wat die hele oorlogssituasie daar volg, weet dat dit nie die waarheid is nie en dat dit nie reg is nie. Maar 'n mens kom tot die besef dat daar nou 'n groter verstaan bestaan in Amerika oor wat die werklike situasie dan in Oekraïne is. Want hier kan ons dan ook sien dat die Verenigde State het nou 'n beter begrip van wat in die oorlog aangaan. Want Donald Trump het gesê dat hy gaan die oorlog in dag 1 van sy termyn laat eindig of beëindig
En ek het toe al gewaarsku en gesê, dit gaan nie so eenvoudig wees nie, want die situasie het dramaties verander sedert 2022 tot 2025. En hoe langer die oorlog aanhou, hoe moeiliker gaan dit wees om dit te stop. Of daar sal 'n oorwinning, 'n klinkklare oorwinning op die veldslag behaal moet word. Dit lyk onmoontlik dat Oekraïne dit sal regkry, maar dit lyk en dit klink asof Rusland voorberei vir 'n nuwe groot veldtog en dat hulle van plan is om dan nou klaar te speel met Oekraïne. En dan kyk ons na gebiede soos Odessa en ons kyk na die uitstaande gedeeltes daar in Donetsk en moontlik selfs Kharkov omgewing. Ons sal maar moet sien tot watter fase hulle sal oorgaan. Maar hier staan nou Rubio, die minister van buitelandse sake of sekretaris van buitelandse sake, soos hulle in Amerika bekend staan, het gesê, hulle verstaan nou wat Rusland vir hulle sê, hulle verstaan nou alles. Want ek het die idee gekry dat Amerika was so waningelig, swak ingelig of verdraaide feite uit die media uitgekry, dat hulle op die ou einde van die dag heeltemal die verkeerde idee gehad het en geglo dat dit eintlik Rusland is wat op sy knieë staan en dat Rusland dit sal verwelkom indien daar 'n wapenstilstand in die eerste plek kom, dat daar dalk troepe sal wees om veiligheid te waarborg en dies meer. Maar nou het hulle tot die besef gekom dat Rusland gaan nie net eenvoudig hulle troepe onttrek nie, hulle gaan nie grond prys gee nie. Hulle bly aandring op die denazifikasie van Oekraïne, sowel as die demilitarisasie van Oekraïne en geen NAVO-troepe op Oekraïense grond nie. Met ander woorde, hulle wil hê Oekraïne moet nie 'n groot weermag hê nie. Hulle moet nie toegang hê tot wapentuig en NAVO troepe nie. En uit die aard van die saak kan 'n mens dit verstaan, want ek dink as daar skielik missiele in 'n plek soos Mexico ontplooi word teen Amerika, dan sal Amerika presies dieselfde doen as wat Rusland teen Oekraïne gedoen het. Dit gaan hier oor waarborge, permanente vrede en nooit 'n lid van NAVO te word nie. Dit word hard en duidelik uitgespel, maar dis asof niemand dit aanvanklik in die Trump-administrasie besef het. Wat is die vereistes van Rusland nie? En hulle het gedink dat die Kellogg-plan, generaal Kellogg se plan, dat dit aanvaarbaar sal wees vir die Russe. En ons weet dat hulle praat, praat oor die herinstelling of normalisering van hulle verbintenisse, hulle ambassades, hulle werksfunksies en dies meer, maar dat hulle nie sommer gaan ooreenstem oor hoe die oorlog moet eindig nie. As ons kyk hoe Europa opdruk, aandring dat daar moet oorlog gepleeg word of moet verder gestimuleer word, Oekraïne moet meer wapentuig ontvang, hulle moet ondersteun word met troepe, soos 10.000 uit Brittanje, 10.000 uit Frankryk uit, en ons weet hulle het nou gerugte doen die ronde dat daar nou 'n aandring is dat Duitsland 30% van hulle wapentuig aan Oekraïne moet gee. En al wat eintlik inherent gebeur is dat Rusland is besig om Europa te ontwapen, want hulle vernietig hierdie wapentuig, is amper soos dit aankom, en daar's geen suksesvolle aanvalle, teenaanvalle vanaf Oekraïense kant nie. Hulle sukkel om mense te werf
ons sien al hoe meer en meer video's van gedwonge arrestasies van mense op die straat wat dan in die weermag ingedruk word, met ander woorde gedwonge werwing wat plaasvind. As dit net lyk of daar 'n jong man rond beweeg, dan word hy gegryp en hy bevind hom in 'n uniform en 'n paar dae later is hy op die front en dan reken hulle binne 14 dae is hy waarskynlik ook uitgewis. Gerugte doen die ronde uit verskeie bronne uit dat daar reeds sowat 1.2 miljoen verliese aan die Oekraïense kant was en dat dit voortduur en dit terwyl Zelensky sy aandag in Afrika rondgee om myne te koop, ander belange na te jaag, is hy nie daar waar dit werklik saak maak om leiding vir die mense in sy land te gee nie. Hy het 'n onbesorgdheid gewys vir sy troepe, vir sy mannekrag en dis asof hy self nie mooi besef wat is besig om in sy land aan die gevegsfronte te gebeur nie. Of wil hy nie hoor nie, of kan hy net eenvoudig dit nie verstaan dat menselewens meer werd is as om grondgebied te probeer terugkry, wat hulle nooit gaan terugkry nie. En Zelensky, voorstander van vrede, sien vrede na Rusland verslaan is, nie vrede nou, soos die situasie bestaan nie. Hy wil hê die wêreld moet eers vir Rusland oorwin en dan sal daar blywende vrede wees. Ons weet natuurlik dat die globaliste vir Rusland wil opkerf in kleiner state sodat hulle beheer oor hulle kan kry en sodat hulle beleide dan ook daar kan toepas en op die manier toegang kry tot die Russiese grondstowwe. Hoe dit ook al sy, daar was 'n sprankie van hoop dat 'n oorlog vermy sou kon word en daai vlammetjie brand al kleiner. Dit lyk asof Trump die Amerikaners wil onttrek aan die militêre aksies in Oekraïne, verdere steun in Oekraïne en dat hulle dan eintlik maar 'n houding gaan inneem van Europa, julle is op julle eie as julle wil voortgaan om die oorlog tussen Oekraïne en Rusland te stook. Wat beteken wêreldoorlog sal uitbreek indien NAVO of lidlande van NAVO, soos Frankryk en Brittanje, sou betrokke raak in Oekraïne, dan sal ons waarskynlik steeds 'n wêreldoorlog sien met al sy uitkrim rimpel-effekte deur die res van die wêreld wat vir Suid-Afrika self finaal oor die afgrond kan stuur. Dit dan vandag, hou dit in die agterkop, ek hou die situasie daar dop en sal terugvoer gee sodra daar iets daadwerkliks is om oor te gesels en waaroor ek kan terugvoer gee. Intussen, geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en julle moet 'n pragtige naweek hê. Ek is dan Dinsdagoggend weer terug by julle op die lug. Dinsdagoggend, Maandag is ek nog vas, ek is die naweek baie vas met 'n konferensie, daarom dan Dinsdagoggend. Mooi loop.